Ons sal lees en hierdie is so 'n mooi gedeelte wat Jesus sê hier en ek wil hê dat ons 'n bietjie moet stilstaan en mooi dink en inneem wat Jesus hier sê. Dit is 'n vraag is jy Jesus se vriend? Ja. Wat beteken dit om Jesus se vriend te wees? Wat beteken dit? Ja, dit sê beteken ons is lief vir hom. Ja, wat ons eerste lief gehad. Ja, dien hom. Ja, belangrik. As ons sê ons is Jesus se vriende, dan moet ons hom volg. Moet ons sy opdragte vat en doen. En alles doen wat hy sê. Dis vriendelik wees. Nou, ek dink, ja, en dis Ek kan doen gitaar voor my probleme. ja, dis waar burgers sê, Jesus is my en jou vriend. Ons kan ons probleme hartseer en alles met hom doen. Ja, dis waar alles wat jy nooit vir ander mense sê nie. Jy kan vir hom vertel. Jou hart, wat jy voel innerlik, is veilig. Veilig. Jesus is sterk, en ek en jy vir hom vertel. En hy luister net op jou. Dat hy is elkeen se vriend. Nou, ons weet dit. Maar ons vergeet dat ek en jy, julle, elkeen van ons vergeet dat ons is ook sy vriend. Ons wil graag hê, Jesus moet asseblief tog sy en julle vriend wees.
ons verskillende dinge doen, dat ek en jy, dat jy jou Here vir hom vra. Wat wil hy ons gee? Wat ons glo, dat hy ons vriend is. Maar ons vergeet dat ons is ook sy vriende. En as ons sy vriend is, dan sal ons ook vir hom lief wees. Sal ons ook alles wil doen vir hom. En ek dink ons word so maklik dat ons dan net dat hy net moet goed is vir ons en gee, maar ons doen dat ons wil. Ons leef soos ons wil. Maar Jesus sê, as jy julle, as ek en julle sy vriend is, ons sal ons eie lewe los. Ons eie lewe gee vir hom. Dat is wat hy gedoen het aan my en vir julle. Jesus het alweer gesê, as hy dit gesê, ek is julle vriend. Hy het gewys. Hy het gekom. Hy het die hemel gelos. Hy het gekom. En hierdie aarde om vir ons te help te red. En om vir ons te red, hy moes ons foute, ons sonde, ons sleg dink en doen, en straf daarvoor, het Jesus gevat. Vir my en vir julle vrygestel. Maar hy het gekies om ons vriend te wees. Ons het nog nie eens geweet van hom. Toe kom hy. Toe kom sê hy kom soek vir jou, vir my. Nou julle weet maar dat jy vir Jesus ontmoet het terug. Nou ek was 15 jaar oud, toen ek vir Jesus ontmoet het. Toe ek sy boodskap gehoor het, en besef ek, dis hy wat my roep te kom volg hom. En toe ek dit besef geworden, blyk is een jaar, en ek het my lewe vergeet hom. En die sluit om hom te volg. En die selfde met julle, jy weet, as jy terug, hoe lang terug, jy vir Jesus ontmoet ek te besluit het, hy wil hom volg. Nou daar die dag, het jy sy vriend gehad. En Jesus wil hê, dat ons moet vanoggend seker weet, hy sal altyd julle vriend wees. Maak nie saak wat gebeur voor toe. Maak nie saak wat jy verkeerd doen of sukkel wat ook al. Nee, Jesus sê, hy sal altyd jou vriend wees. En jou help, en jou beskerm. En as hy sien, jy loop 'n verkeerde pad, hy sal vir jou kom roep, keer. En hy sal ander gelowige mense stuur om jou te roep, kom.
Want hy is ons vriend. So dit maak nie saak wat 'n probleem of sukkel jy nou het in jou lewe. Weet verseker, Jesus is jou vriend. Jy kan met hom praat oor daardie probleme, alles sukkel. Hy weet alles klaar. En hy omgee. Hy is jou vriend. Hy wil vir jou help. Maar belangrik, dat ons elkeen, jy moet ook sê vir Jesus, ja, jy wil ook sy vriend wees. As ek en jy vanoggend sê, ja, ek en julle, ja, ons is sy vriende, dit is waar. Nou, Jesus sê hier, as dit gelees, Jesus probeer verduidelik vir sy disippels. Wat beteken dit om te sê, Jesus is my en jou vriend? Maar Jesus sê, as ek en jy en julle doen wat hy sê, so ons inneem wat hy sê hier, dit gaan doen, dan wys dit, ons is sy vriend. Het is maklik om te sê, ja, ek is sy vriend. Maar Jesus sê, goed, hy sê, wys vir, hoe wys, hy wys deur te doen, wat hy sê, leer opdrag. Nou wil ek vraag, kan julle onthou, wat is Jesus se opdrag? Ken jy dit? Wat? Ja, wat dit sê, Jesus opdrag is, ons moet sy gebooie, moet ons bewaar, beteken, ek hou dit pas en ek doen. Het is nog opdrag. Ja, Jesus opdrag is, ons moet van die Vader lief hê en ons met mekaar lief hê. Jesus is opdrag. Ja, Jesus het gesê, julle moet gaan en gaan soek en hoor spraak en hoor. Dis 'n opdrag van Jesus dat as ek en julle sy vriende is, ons sal jy wees vir God die Vader, jy wees vir mekaar, maar kan ons die verlore skape, maar toch, Jesus opdrag nie. Dis 'n baie moeilike ding wat die Here Jesus vra. Jesus sê sy opdrag is, as ons sy vriende is, ons sal so lief is vir hom, dat ons alles hier op aarde as behaaglik sien. Sê ek al niks vashou.
sy. So, Jesus sê, ons moet gewillig wees om weg te gee. Ook weg te gee, om mekaar te help. So as ons sien, arme mense, arme broers en susters, moet hulle help. As ons sien, ou mense wat ook ons broers en susters is, moet hulle help. Nie vergeet van hulle. So Jesus sê nie, julle moet vanoggend op alles doen. Nee, Jesus leer. Alles wat jy het, is joune, maar jy moet het deel met ander, ook nodig. Ander gelowiges wat nodig. Ons moet met mekaar deel. Kom help. En nie wat ek en jy het, ons self hou. As ons sien dat ander persoon het nood, moet ek en jy gewillig wees. Wat ek het, kan deel aan ander te kan help. Maar dit is wat gemaak het, dat in daardie tyd, net nadat Jesus opgevat in die hemel, toe het die eerste disciples dit gedoen. En die ander mense wat die stad was verbaas. Ek dink, hoe kan die mense wat alle besittings koop op weggewerf is. So persoon. En dit het hulle gemaak. En dit het gemaak dat hulle begin luister na Jesus se boodskap en so Jesus sê, as ons liefdesvol sy vriende is, sal ons van mekaar so lief hê, dat ons mekaar sal help. Ons besittings sal deel met mekaar. Daai deel beteken, as jy sien, 'n ander gelowige het nood. En jy besef, maar ek het gedoen. Ek kan van my besittings ook heel vaar. Dan sê Jesus, wat moet jy dit doen? Dit wys dat jy lief is vir hom, sy vriend is, dat ons lief is vir mekaar. Ons dink partykeer dat my en jou verhouding met Jesus is 'n privaat verhouding. Dit is 'n verhouding net tussen jou en Jesus. En Jesus sê nee. Ons verhouding met hom is 'n verhouding met mekaar. Ons is nou 'n familie, broers, susters, saam met Jesus. Nou Jesus en die disciples het alles gedeel met mekaar. En Jesus sê ons as gemeente, as sy kinders, doen so deel. En dit wys dat ons sy vriend. Ek wil nog een ding sê oor hierdie, wat daar staan, dat ons moet alles doen wat hy sê opdrag. Het is belangrijk
ek en julle moet onthou. Wat is sy opdrag? Elke dag moet ons dit gaan doen. Nou hier vanoggend sê Jesus aan ons herinner vanoggend dat een opdrag het hy gegee. Dat hierdie opdrag is, ons moet mekaar lief. Nou vanoggend, vandag is 'n spesiale dag wat ons oor die hele wêreld vandag dat ons alle mense nou ons het altyd gesê mense wat bo 60 jaar is ouer mense. Maar die tyd het weer verander. Vandag, hulle sê nee, mense wat bo 60 jaar is jong oude mense. Ja, mense wat is so ook aan 85, maar hulle begin oud word. Want ons liggaam word oud, ja, maar ons gees is jong. En dit moet ons nie vergeet nie. Ons moet nie dink as ons kyk in die spieël en gesê, mooi, en word oud en nie. My liggaam, ja, wat is pak, die dan nodig, is jong. Maar jy in jou gees lewe vir jou. En Jesus, hy terugkom, dan gee van my vir julle elkeen 'n nuwe liggaam, 'n jong, mooi liggaam, wat vir ewig sal lewe, nooit weer sal oorkom. Dit is 'n wonderlike tyd om na uit te sien. Hoe wonderlik dit sal wees. Maar goed, so Jesus wil hê dat ons vanoggend moet bid, 'n bietjie dink aan mense wat oud word. Want ons weet wanneer mense begin ouer word, by die werk, hulle sê, jy moet stop om te werk. Ek moet oud, jy moet afgeneem. Jy moet gaan bly by die huis, jy stap oud. Nou, ons weet dat die gratis. Alles word duurder. En die gratis word so baie ouer mense. So kan dit inkomste, die pensioen, die minimum, soos moet dit omgeven. En dit is ook altijd kyk na ons ouer bepaalde. Dus kan sien wie ook nodig en ons moet mekaar en omgeven. En leer van mekaar. So dat ons vrienden, ons moet vrienden wees van mekaar. Doen vir oude bepaalde manier. Almal. Jesus sê, ons moet almal lief hê. En omgee vir mekaar. Nou, dan besluit. Vraag. Vir wie lewe jy? Jesus? Ja. Besef hier vanoggend. Ons lewe vir Jesus. Wat ek en julle het ons lewe gegee vir hom om te volg. Om op te volg beteken ek en julle lewe hou vir hom. En om vir hom te lewe.
werk, zo goed. Vandaag se werk, je gaat opstaan, je gaat werk doen, je gaat daar die werk doen vol. Je gaat goed doen, blij doen, de beste keer voor daar die werk. En je werkt niet voor je baas doen, je werkt voor hom. Je moet goed doen. Als je klaar afgeknipt, je opstaan, jezelf zo denken van, Jezus, wat kan ik doen voor u vandaag? In wees in mij. Moet niet komen wees vandaag. Als je zo doet, wat is voor? En vraag van mij of jou wijs, wat kan hij heen? Jij vandaag. Mag hij voor jou leren? Mag hij als jullie vriend voor jullie vertegenwoordigen? Mag hij voor mij en voor jullie helpen? Dat ons weer besef, het is met ons, mekaarse vrienden, dat ons van elkaar ons aan die wees omgekeerd en elkaar verwerken. Dat belangrijk was, als ons elkaar lief heeft en elkaar wil helpen, dan beschermen ons elkaar. As ek sien en jy sien, ander lidmaat sukkel, en jy praat met hom, en sê, maar papa wat, ek praat met jou, dan moet jy nie, ander persoon gaan, skryf, die persoon is slecht, nee, dis die liefde. Liefde is, ek beskerm. So as ek my sien, persoon sukkel, die probleme, ek kan dit privaat, beskerm dan persoon en die help hom. So wys ons met mekaar. Onthou, die Bybel weet, wat is Jesus se opdrag? En die Bybel oorlei vir julle keer om Jesus se opdrag te doen. En die Bybel sal probeer vir my en vir jou aan te moedig om eerlik te wees, kwaad te word, om te skinder, om nieuw te gee. Vrienden van Jezus, wat is dit? Vrienden van Jezus, wat eigenlijk ze wekken. Luister niet voor hom, als je luistert voor Jezus. Scherm elkaar, lief van elkaar, omgekeerd.